Vriende, goeienaand, welkom by vanaand se bidtuur. Toe jy sê ek het so hard gepraat gisterand, was hard vir julle, maar ek kon myself nie hoor nie, so ek sal vanaand 'n bietjie verder staan as dit gisterand te hard was. Ek wil graag vanaand die bede doen, laat u koninkryk kom. Ja, ons Vader het 'n hele paar bedes in en ons kan er net 4 kies. En toe ek nou vanoggend voorberei, toe besluit ek net, dis een wat ons tog moet by stil staan, laat die koninkryk kom en dan kan ons môre aand weer verder gaan. Kom ons maak ons oë toe. Soos die oog van die diensknegt is op die hand van sy Heer, en soos die oog van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op u gefokus, Here, van nou af tot in ewigheid. Amen. Vriende, kom ons begin ons diens deur 'n loflied saam te sing. Dis lied 450, die eerste en tweede vers. Laat nie dit vir ons opkry. Ek dink ons kan maar so bly sit terwyl ons dit sing. Dis voordat ons nou 2 gedeeltes uit die woord van die Here deel, kom ons word stil en bid dat die Here ons harte sal oopmaak vir sy woord. Here, baie dankie dat ons vanaand hier kan wees in die kerk. Dankie vir die stilte, vir die atmosfeer, vir die gemeenskap van medegelowiges wat saam met ons hier is. En dat dit vir ons Pinkster kan wees, Here, waar ons kan bid vir die werk en vir die kerk en ook onsself opnuut aan u kan toewy aan die begin van 'n nuwe jaar. Ons het so werklik ervaar, Here, hoe dat u die afgelope tyd vir ons gemeente 'n Vader was en hoe dat u ons gedra het en hoe dat u soms van die krisisse wat ons gehad het opgelos het, vir ons nuwe perspektief miskien daarop gegee het. Ons loof en prys u daarvoor, Here. Ons bid dat u ook vanaand uit die woord vir ons 'n nuwe perspektief mag gee op ons taak en roeping as u gemeente in hierdie wêreld. Maak ons oë en harte oop en ontvanklik vir die woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil graag vanaand twee gedeeltes rondom die tema van laat u koninkryk kom lees. En die eerste is uit Matteus 4 vers 12 tot 17. Kan ons lees? Matteus 4 vers 12 tot 17 het gekom. Toe Jesus hoor dat die Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het hy na Galilea toe gegaan. Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, maar hom gaan vestig in Kapernaum by die see in die gebied van Sebulon en Naftali. Soos vervul moes word wat die profeet gesê het, jy, gebied van Sebulon en die gebied van Naftali, aan die seekant, die oorkant van die Jordaan, Galilea waar die heidene woon, die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien.
Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het 'n lig opgegaan. En van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En dan deel ek ook 'n gedeelte uit Matteus 12 vers 22, vers 32, Matteus 12. Hulle het toe 'n man wat in die mag van 'n bose gees was, na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees sodat hy weer kan praat en sien. En die hele menigte mense was verstom en verslae en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Die Fariseërs het hiervan gehoor en hulle het gesê, hy dryf bose geeste uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste. Jesus het egter geweet wat hulle dink en hy het vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan ten gronde, maar geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. As Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeel. Hoe kan sy ryk dan nog bly staan? En as ek met die Beelzebul se hulp die bose geeste uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal julle as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek die gees van God die bose geeste uitgedryf het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasgebind het nie? Eers dan kan hy sy huis beroof. Ons lees net tot sover die twee gedeeltes en die bede wat ons vanaand by stilstaan is, laat die koninkryk kom. Vriende, die eerste gedeelte wat ek gelees het in Matteus 4, begin vertel van Jesus se openbare bediening, toe hy met sy prediking begin het. Vertel hier eintlik van sy heel eerste preek wat hy gehad het. En wat die teks van die preek was, die teks van sy intree preek op 30-jarige ouderdom was, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En daarom het ek gedink is belangrik dat ons daar sal praat oor dat die Here ons vra om te bid vir die koms van sy koninkryk. Ek dink as die Here Jesus sy disippels kom vra, Here, hoe moet ons bid? En hy vir hulle hierdie kort gebed gee. Ek het baie vir mense gesê, die wonderlikste gebede en die gebede wat die grootste verandering gebring het in die wêreld, is almal kort gebede. Is nie lang gebede nie. Die gebed wat Elia gebid het, was maar iets soos 24 sekondes. Hierdie Onse Vader gebed is ook 'n kort gebed, maar ekonomiese woordgebruik. Elke woord wat die Here Jesus hier sê, dra gewig en het waarde. En so ook die bede, laat u koninkryk kom. Wat sou dit beteken as ons moet bid, Here, laat u koninkryk kom? Die sentrale tema van die Here Jesus se hele prediking op aarde, dwars deur die evangelies, was verbind aan hierdie intree teks van hom. Laat u koninkryk kom. As jy die gelykenisse gaan lees in die Bybel, dan begin elke gelykenis met, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n man wat 3 seuns gehad het, of soos dit, of soos dat. Met ander woorde, al sy gelykenisse, al sy prediking, al sy verduidelikings, wil vir hulle terugbring na die koninkryk van God. Iets wat ons maklik kan mislees as ons die Bybel somme so gaan lees. Die koninkryk van die hemel, sê Matteus. Lukas, wat die Jode het glad nie die naam van God gebruik nie, ook nie eers in hulle gebede nie, omdat hulle bang was dat hulle die naam van God uitelik sou gebruik. So hulle het die Allerhoogste of die Almagtige of die hemele gebid tot die hemele. Maar Lukas, wat 'n Griek was, as hy dit hierdie verhaal skryf, dan sê hy, die koninkryk van God, praat hy van die koninkryk van God. So die koninkryk van God en die koninkryk van die hemel is presies
dieselfde ding. Dit beteken, wat die Here Jesus wil sê, dat hy na die wêreld toe gekom het, om weer die koningskap van die wêreld op te neem. Om weer heerser in die wêreld te wees. Wat die koningskap wat deur 'n staatsgreep in die mag van die bose vasgevang is. En om die wêreld te ontset uit die mag van die bose en om ons mense te kom red uit die mag van die bose. Gisterand het iemand vir my gesê, iemand het gesê, mens kan die hele boodskap van die Bybel eintlik in 3 woorde opsom. God made it all, man broke it all, and God repented it all. God het weer alles kom heel maak. Hy het alles gemaak, is alles van hom weggeneem deur die sondeval, en hy het teruggekom om weer koning in die wêreld te wees. As 'n mens, dit is die koms van die koninkryk en die uitreik van Jesus is 'n soeke na verlore mense wat hy verloor het, wat hy wil terugbring, kinders van hom, wat verlore geraak het. Ek het al eendag in 'n preek vertel van die swart man wat by my in Alexanderbaai in die tuin gewerk het. Sy naam was Jantjie. En op 'n dag het hy by my gekom en vir my gesê, hy maak nou klaar op die myn. Hy gaan nou huis terug land toe. Hy het vir 9 maande gewerk, 3 maande terug land toe. En hy het vir my vertel van die land waar hy bly, en dat hy hoeveel beeste hy gehad het. En hy het vir my gesê, hy het 'n bakkie daar, en hy het 'n huis, vrou en kinders, wat hy vir 9 maande nie sien nie, en dan vir 9 maande spaar hy geld, dan gaan hy terug en dan gaan boer hy. Hy sê, nou gaan hy weg, maar hy kom nie weer terug. Ek sê, ag nee, klein Jan, waarom moet ek nie inkry om weer my gras te sny? Hy sê, hy gaan sy kind soek. Sy kind het weggeraak, sy kind het aangesluit by die ANC, en hy is weg van die huis af, en hy weet nie of hy nog eens, hy weet nie waar hy is nie, maar die kind was laas in Johannesburg, en hy gaan Johannesburg toe, en hy gaan daai kind soek in Johannesburg. Ek sê, jong, Johannesburg is groot, is 'n baie groot stad, waar gaan jy begin? Hy sê, weet jy, maar die Here sal hom lei. En toe ek later van Alexanderbaai beroep is uitsig toe, toe stap ek eendag in die ou FVB sentrum, en jy sê, onthou daai roltrap opgegaan het, die Lagalet gekry, die teetuin daarvoor. Onder by daai trap staan hy. Toe ek inkom sien ek sê, klein Jan, waar is jy nou? Hy sê, nee, hy werk nou hierso, as sekuriteitswag. Ek sê, het jy toe jou kind gekry? Hy sê, ek het hom gekry. En ek is opgewonde, en ek het hom teruggebring na die plaas toe, want hy moet my kom help om te kom boer. Maar God is eintlik soos 'n pa wat sy kind verlore geraak het. En op soek na kinders van verlore mense. En die evangelie, die Bybel, waar ek die voetstappe van 'n pa. Ek het so daaraan gedink, so 'n paar jaar terug met daai tsunami wat in Japan was. Toe dit weer teruggetrek het en die huise is verwoes, alles is verwoes. En mense stap tussen hierdie verlate plekke en wrakstukke deur, en hulle soek van hulle besittings. En hulle soek 'n ouma en 'n oupa wat weg is. En hulle soek kinders wat weg is. En bid en iets optel. En hulle lyk vir my so verlate, gelyk tussen die pyn. Dis 'n prentjie wat ons nou weer gesien met die vloede wat ons hier ook gehad het. Mense wie se huise oorstroom is en wat teruggaan. Om te soek en te red wat dalk gered kan word. So daarom praat die Bybel van hom met sy koms as die heiland. Hy is ons heiland. En dit beteken heil, Yasha in Hebreëus beteken iemand wat heel maak, 'n heelmaker. En heiland beteken die een wat kom om alles wat deur die sonde gebreek is, heel te maak. Koning van die wêreld, en dit word aangekondig op die kruis wanneer hy die dag sterwe, die koning van die Jode, maar nie koning van die Jode nie, maar die koning van hierdie hele wêreld wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. Nou kry 'n mens, jy sal onthou klompie jare terug, die storie van die Patty Hearst wat ontvoer. Sy was die kleindogter van die media magnaat William Hearst. Jy sal onthou, dit was in die koerante almal gewees.
Sy was sy enigste kleinkind, sy was die enigste erfgenaam van sy miljarde rande wat hy gehad het. Sy was 'n aktrise en sy was, wat kan ons sê, 'n socialite. Oral was sy gegaan het laat afgeneem en die foto's was in die koerant. En toe in 1974, ek was op Stellenbosch, toe word sy ontvoer deur die Simbionese Vryheidsweermag, die Symbionese Liberation Army, die SLA. En hulle eis van haar oupa 'n losprys van miljarde rande, wat hy betaal. Hy betaal dit toe. Hy het nie eens met hulle onderhandel nie. Maar nadat hy dit betaal het Patty net nie weer tevoorskyn gekom nie. En toe het hy die saak by die polisie aangegee, toe eis hulle nog geld. En toe het hy die saak by die polisie aangegee. Toe het hy die FBI ingeroep. En toe het hulle het haar op die ouend opgespoor. En hy het in spanning gewag op enige nuus wat hulle vir hom kon bring. Tot daar een aand op CNN, televisie, cable news network, gewys is van 'n vrou wat by 'n bank probeer beroof het en wat in hegtenis geneem is. Toe dit die Liberation Army mense en sy wat saam 'n bank beroof en toe word sy gevang. En so kon hulle haar opsluit. Toe die polisie by haar kom, toe sê sy het met haar paal niks te doen nie. Sy het gesê haar paal is die woorde kapitalistiese varke wat verdien om te vrek. En sy het gevra hulle moet haar uitlos, want sy wil alle bande met hulle verbreek. En sy het gesê dat sy by die linkse terroristeorganisasie aangesluit het. En dat sy simpatie het met hulle doel en waarvoor hulle self beëindig het. En uiteindelik het sy in die bank 2 jaar gevangenisstraf gekry vir haar aandeel aan die bankroof, maar president Bill Clinton het haar begenadig en vrygespreek toe. Dit is wat ons noem, wat hulle in die sielkunde noem Stockholm-syndroom. Wat mense al baie kry by mense. Is waar daar 'n gevangene bonding plaasvind, waar die persoon met die een wat hom vervreem het van alles, 'n band ontwikkel. Dis 'n sielkundige verskynsel waar die ontvoerde mens simpatie ontwikkel en hom emosioneel verbind aan sy ontvoerders. En waar daar positiewe gedagtes by hom ontwikkel, sodat hy hierdie mense in hulle optredes begin verdedig. Nou sê die sielkunde 8% van alle mense wat so ontvoer word of wat ook al, ontwikkel in daai situasie die Stockholm-syndroom. Mens kry dit vandag nog. Ek het 'n lidmaat in die gemeente gehad, ek kan dit seker nog maar vertel, want sy is al oorlede, wat vir my vertel het, ek het al lank geken en een aand was alles te veel en die hele huis was ondersteboven. Sy en die man het beklei en ek is soontoe op die ou end. En sy het my vertel dat sy hoe verkeerd haar lewe geloop het. En dat haar ma en pa dood is in 'n motorongeluk toe sy en haar boetie klein was. En dat hulle aangeneem is deur die ma se suster en haar man. En hoe dat die stiefpa haar gemolesteer het as kind, alle jare. Maar elke keer, voor sy dit vir my vertel, elke keer sê sy vir my, as jy weer Bloemfontein toe gaan, moet jy vir my sê as jy gaan, dan wil ek saam met jou ry, wil ek bietjie by my pa en my ma gaan kuier, soos sy hulle genoem het. En toe sy een keer by hulle gaan kuier, en toe het sy vir my gesê, haar pa het haar vandag weer daar in 'n gangetjie vasgedruk, en hy het haar betas en bevoel. En toe het ek gedink, nou is dit seker die einde van die storie. Sy wil hom seker vergewe, maar hy het nog nie sy dinge gelos nie. En dan begin nooi sy om naweke hierna toe. En dan op 'n Saterdagoggend bel sy, as sy sê, my pa is hier by my, as jy vir hom wil kom hallo sê. Maar ek en haar pa was nie pelsie. Ek het die pa nou maar net gesien, as ek haar gaan aflaai, en as ek haar gaan oplaai, dan moet ons koffie drink, en dan moet ons gesels, bereik jou dag so met 2 ure uit. Maar sy het Stockholm-syndroom gehad. Sy bly uitreik na die een wat haar seer gemaak het, en haar teleurgestel het.
en simpatie met hom ontwikkel. So een wat soort van sê, moet my nie weer red nie. Dis 'n trauma bonding. Mens kry dit by mense wat sê nou maar 'n ouer gehad het, wat baie liefdeloos was en dat hulle altyd sal terugneig na die ouer toe. Altyd weer aanvaarding gaan probeer soek by die ouer. Moenie my red nie. Ek het een van hulle geword en dis die wêreld waarin ek en u lewe. Waarvan God se kinders, baie van God se kinders in die wêreld sê los my uit, ek is gelukkig, so verlore soos ek is. Hy sê nie dit nie, maar dit is in hakies. Ek wil hier bly. Ek is tevrede. Ek weet nie meer of daar nog 'n God is nie, sal mense sê. Nou kom sê Jesus, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is, die wat weggeraak het. Dit is net 'n vader wat sy kind gaan soek. En baie keer is dit kinders wat nie gered wil wees nie. Daarom sê die Bybel, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom beledig en belaster en probeer stenig en uiteindelik het hulle hom gekruisig. En hy kom soek hulle om hulle te roep en te red. En een keer buitekant Jerusalem soos het hy gehuil oor Jerusalem. En het hy gesê, hoe graag wil ek julle by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens. En julle wou nie. Min of meer dieselfde ding gebeur met Jesus as op die dag by 'n duiwelbesete man uitkom wat ons van gelees het. 2 mense wat in die mag van bose geeste was, die omstanders waarsku hom, pas op vir daai mense, dit is gevaarlik. Maar hier kom die koning om sy kinders te soek en hulle te kom red. Hy sê vir hom, wat het ons met u te doen, seun van God? Gaan weg. En die bose gees erken dat Jesus die seun van God is. En dan kruis Jesus 'n pad met hierdie man en sê, hy was van bose geeste besete. Hy was blind en hy was stom. En hy het in 'n begrafplaas gebly, hy was naak. En hy het dag en nag geroep en geskree, vasgevang in 'n donker nag van sonde en die mag van Satan. En nie in staat om sy miserabelike lewe te verstaan en in te sien. Stom, die besetene van Gerasa, Gadara, soos die ou vertaling sê. Dink jy net vir 'n oomblik in, een van jou kinders is blind en hy stom, en hy bly in die begrafplaas, jy hom gaan haal, wil hy nie kom nie. Hy's naak, jy skaam as jy daar kom. Jy vat vir hom klere, as jy weer daar kom, is die klere weg. Hy het die hand en voetboeie wat aan hom was stikkend geruk, so sterk is hy, en hy dag en nag skreeu tussen die grafte en in die berge. En dan kap hy homself stikkend met klippe, sê die Bybel en hy was naak gewees. Symbool van hoe naak, hoe ontredderd, hoe ontnugter, hoe verlore kan 'n mens nie wees as jy die koning verloor nie. En dan Jesus wat die duiwels beveel om hom uit te laat. Die duiwels vra, wat is jou naam? Dan sê hulle legio. Ons is baie. Ons is duisende. Daar is nie net een duiwel nie, daar's baie duisende bose geeste wat van 'n mens besit kan neem. En dan kom daar skielik as Jesus hom genees 'n rustigheid oor hom. En hy wou Jesus volg. Hy wou saam met Jesus loop. Jesus het hom gesê, nee, moenie saam met my kom nie, maar gaan terug na jou mense toe, dat hulle kan sien, hoe lyk iemand in wie se lewe Jesus weer koning geword het, en waar hy weer heel geword het. En dan sê hy vir sy disippels, as God 'n mens vry maak, soos hierdie man, dan het die koninkryk hier by julle gekom. Hier het die koninkryk vandag gekom. Hier het vandag 'n mens vry geword van die mag van sonde
en die mag van Satan, en hoe hy kan vernietig, en hoe hy kan verwoes. Dit het naby aan julle gekom. Dit is, gryp dit, steek jou hand uit en gryp dit, en kom word deel van God se koninkryk. En dan, en hoe word ek deel van die koninkryk? Deur my te bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Ons het in die NG Kerk die gedagte ontwikkel deur Skotse predikante, kom ons los maar van waar dit kom, dat 'n mens eintlik een keer in jou lewe tot bekering kom. En daarna is jy nou 'n bekeerde mens, maar dit is nie so nie. Jy kan jou baie keer bekeer. Ons professor in sendingweet, professor van der Merwe, het gesê, eintlik het hulle die heiligmaking op die sendingvelde verduidelik deur te sê, dit is om elke môre jou weer te bekeer tot die Here. Elke môre te kyk, is ek by die Here? Is ek vry? Is hy die koning in my lewe? Is hy in beheer van my lewe? Elke keer wanneer ek in die tuin werk, in die onkruid, wat so oorneem, ek het 'n vrag mis daar gekry, dit het my jare se moeite gekos, want ek het daai mis die hele tuin gestrooi en te begin daar onkruid oral opkom, maar dink ek, dit is die sonde. Want die aarde sal vir jou sy vermoë nie meer gee nie, maar dit sal vir jou distels en dorings gee. En dit is deur die sonde dat pyn en lyding gekom het, dat siekte en dood gekom het. Nou sê die mense wat nie God se kinders wil wees, wat wil sê, los my uit, ek is gelukkig waar is, dan sê hulle, ek het lees iemand wat gesê, ek sal eerder in die duiwel glo, want die duiwel het nooit 'n mens doodgemaak nie, maar die Here Jesus het mense doodgemaak. In die Ou Testament het sy volk uitgetrek en oorlog gevoer. Asof Satan nie mense besiel en beseet om hulle dood te drink en dood te rook en dood te met dwelms te veroorsaak en hulle eie lewens te verwoes nie. Kom my tog na hierdie wêreld toe. 'n Wêreld wat grootliks nie gered wil wees, so irrasioneel soos dit is. En kom sê, hier is ek is die koning. Ek kom om julle te roep, dit het naby julle gekom. Steek net julle hand uit en gryp dit vas elke dag. Ek dink aan die lied wat ons sing, regeer en wees in beheer, Satan of die duiwel. 'n koninkryk kom waar Jesus weer in beheer is. En hy kom in beheer van 'n huis, of van 'n dorp, of van 'n land. Daar's lande waar hy al in die hele land in beheer gekom het en waar daar in 'n land ongelooflike herlewings plaasgevind het. In 1819 in Skotland, in Indonesië in 1956 en so kan ons voorbeelde noem. Maar waar God regeer en waar hy die koninkryk is, waar hy regeer, hy die koning is, daar het die koninkryk van God werklik gekom en woon hy met sy liefde. En daarom vra hy ons om te bid, laat u koninkryk kom. Om te bid dat verlore mense tog gevind sal word. Om te bid dat die kerk nie moedeloos word in sy soektog, wanneer hy uitreik en mense nie belangstel nie, en mense hulle eintlik wegstuur. Dat die kerk daarna sal jaag om Jesus weer koning te maak. En hy roep ons almal saam om te soek en te red wat verlore is. Om saam te gaan bou en saam te herstel aan stikkende lewens, stikkende gesinne en stilkende huise. Laat u koninkryk kom, Here. Ek gee nou geleentheid weer vir stil gebed en dan sal ek afsluit.
Here, vanaand is ons gebed dat U vir ons 'n visie sal gee, 'n droom wat kan waar word dat Jesus weer koning word en koning sal wees in Boshoff. En Here, dat ons deur hierdie droom meegesleer sal word en geroep sal word om uit te reik na mense wat verlore is. En wanneer hulle ons afjag en beledig en vir ons sê dis deur die duiwel wat ons dit doen, dat ons nie aanstoot sal neem nie, maar soos U net steeds sal bly uitreik deur te voed die wat honger is, deur te genees wat siek is, deur vir mense daar te wees, te help en te bemoedig, en dat hulle deur ons onderlinge liefde die lig van die koninkryk sal erken en aangetrek sal word tot ons. Dit is ons gebed, maak van Boshoff 'n koninkryksgemeente, Here, waar U koninkryk gekom het en wat uitreik na 'n verlore wêreld om U koninkryk nog verder uit te brei. En daarom bid ons, soos U ons geleer het, Vader, laat U koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen. Vriende, ons gaan vanaand afsluit met Gaan dan heen, die ou lied Gaan dan heen, en dit 'n mooi lied is wat praat oor ons uitreik na die wêreld. Kom ons staan en sing ons Gaan dan heen, en dan wil ek net sê, na afloop van die slotsang, is jy almal welkom om 'n broodjie en 'n koppie sop en ons storie te kom geniet. Ons sien jy dan daar. Gaan dan heen.
Baie dankie. Ek wil net vra of ek wil net op Pietro Kok vra om net na die diens net so 'n oombliekie na my toe te kom. Ek sal graag met jou wil praat. Baie dankie almal.